Hemelse Vader, dankie dat ons kan sing, dat ons U wil sien, ons wil U aanraak, ons wil naby U wees. Dis die begeerte van ons hart. Dis wat U Heilige Gees in ons werk, is om gemeenskap met U en mekaar te hê. Maak dit stil in ons hart. Neem weg wat skeiding maak. Breek U woord vir ons oop, dat ons dit verstaan. En gebruik ons om U lig te lewe. In Jesus Christus se naam. Amen. Goed, die tema van ons boodskap vanoggend is, hoe lyk jou hart? En ek wil begin deur eers die teksgedeeltes te lees, Esegiel 11, 18 en 36, 11 vers 16, ek het dit ook so, dat julle dit so kan volg ook. Daarom moet jy sê, so sê die Here my God, ek het hulle ver weggevat, na ander nasies toe, en hulle oor die lande verstrooi, maar in die tyd, het ek self hulle 'n heiligdom gebly in die land waarin hulle is. Jy moet sê, so sê die Here my God, ek gaan julle dan ook nou bymekaar maak tussen die ander nasies uit. Julle versamel uit die ander lande waarin ek julle verstrooi het en vir julle die land Israel teruggee. Hulle sal hierheen kom en al die walglike, afskuwelike goed uit die stad uit verwyder. Ek sal hulle 'n ander hart gee en 'n nuwe gees onder hulle laat posvat. Ek sal die kliphart uit hulle liggaam verwyder en hulle 'n hart van vleis gee. Dan sal hulle volgens my voorskrifte leef en my bepalings nakom en daarvolgens optree. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. En dan Esegiel 18, vers 31 en 32, laat vaar al julle oortredings en kry 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. Waarom wil julle sterf, Israel? Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom bekeer en bly lewe. En die laaste ene, 36 vers 25, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Esegiel se verhaal vertel ons nou dat die volk God verlaat het, dat hulle afgode begine dien het en dat hulle eintlik alles verloor het wat vir hulle kosbaar was en wat hulle eie was, wat hulle identiteit was. En nou praat die Here met hulle en hy sê ek gaan 3 dinge vir julle doen. Hy sê ek gaan reinigingswater gee, ek gaan julle skoon maak. Hy sê ek gaan 'n nuwe hart vir jou gee en ek sal 'n nuwe gees, 'n nuwe ingesteldheid vir jou gee. So eintlik wat die Here sê, ek sal hierdie hart binne in jou wat my nie wil dien nie, wat my nie wil eer nie, wat my nie wil volg nie, hierdie hart van klip, ek sal dit uithaal en ek sal een insit wat anders sal optree, anders sal doen. Hoekom is dit nodig om 'n nuwe hart te kry? Hoekom is dit nodig dat God dit moet verander? Ek wil nou sommer nou vrugte vat en dan op die ou ende uitkom by hoekom is dit nodig? Ons ken mos nou almal, vrug se pit is in die middel, perske, lekker,
Mense mond water, maar sommer as jy daarna kyk, appel, peer, enige iets, stronk in die middel, pitte in die middel. Jy al gesien wat doen 'n wurm met 'n vrug, as hy bietjie tyd het. Hy maak mos vir hom lekker 'n gat daarin, word op die buitekant gebore, gat binne-in tot by die put toe. En dan lyk dit asof hy al sy wurmmaatjies nooi en sê, kom asseblief, kom eet, kom binne tot by die stronk toe. Almal gaan binne toe en van binne af eet hulle buitekante toe. En dan kry jy dit mos, hy lyk lekker aan die buitekant, en as jy so 'n hap vat aan 'n vrug, dan is dit nie so lekker daar binnekant nie. En dan het mens mos 'n reaksie, jy maak nie saak waar jy is, jy spoeg en blaas en gaan te kere, net om dit uit te kry. En dan vra hulle mos ook baie keer, wat is erger as 'n wurm in 'n vrug? 'n halwe wurm. Ja, dit kan 'n mens nog al lelik ontstel. Goed, maar dis wat Satan doen en sy trawante doen. Hulle gaan na die put van ons lewe, aan die binnekant van ons lewe, en hulle verrot, of hy verrot alles na die buitekant toe. Roep al sy wurmmaatjies en maak dit sleg na die buitekant toe. Spreuke 4 vers 23 sê, oppas wat hier aangaan. Hoor mooi, oppas wat in jou hart aangaan. Dit bepaal jou hele lewe. As in jou hart is verkeerd, dan is die uiteinde verkeerd. As in jou hart is goed, God het nuut gemaak, God het verander, God het 'n nuwe gees in my gesit, dan is die uitkoms die ewige lewe. Ek lees in die ou vertaling in Genesis 6, waar daar staan, toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Asof die Here sê, maar die hart is verrot binnekant, dit kom van binne af. Ook die ou vertaling, Johannes 13 vers 2, terwyl hulle besig was met die maaltyd, die duiwel het al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Gaan na die kern toe, na die binnekant toe, verander hierdie hart, maak hierdie hart verkeerd. Handelinge 5 vers 3. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Slegte goed begin binne in die hart. Daar's twee soorte harte. Eerste ene, steenhart, kliphart. Waar kry jy mense dit? Kry dit met die kliniek, Nelspruit, Rob, Sabie, hospitaal, enige plek waar jy gebore word, waterbad, Discovery, enige plek, maak nie saak waar jy gebore word nie. Daar kry jy die kliphart vandaan. Jy word gebore daarmee, voor jy gebore eintlik is. Want iets van dit kry jy mos by jou pa en jou ma. Jy erf dit eintlik oor. Hierdie verkeerde hart. En moet nie vir hulle kwaad wees nie, want hulle het dit ook geërf by hulle ouers en hulle het dit weer by hulle ouers geërf.
So, dit lyk my, die hart wat verkeerd is deel van die erfgoed wat ons ontvang. Waar kry jy die ander hart, die vleishart? Net by een plek. Net by Jesus. Net by hom. Hy haal die hart van klip uit en hy sit 'n hart van vleis in. En 'n vleishart se eienskappe is dat dit 'n hart is wat kan seer kry. Dis 'n hart wat kan sê ek is jammer. Dis 'n hart wat kan lief kry. En hoe kry ons dit? Ons erf dit ook by hom. Hy gee dit, hy gee iets van hom. Ons noem dit by wedergeboorte. Gee hy vir ons iets van sy hart binne in ons. Hoe lyk so 'n hart van vleis? Heel eerste, Matteus 22:37. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. So die heel eerste ding van 'n vleishart is, jy kan lief hê. Lief hê. God gee binne in jou hart dat jy kan lief hê. Ons sê mos baie keer, daar's nie 'n manier dat ek dit sal doen nie. Daar's nie 'n manier dat hierdie een langs my sit nie. Daar's nie 'n manier. Ken julle dit? Ons sê mos so. Ons gebruik daai woorde. En wanneer Jesus jou hart verander in vleis, is jy lief vir God. Jy's lief vir mense. Wat se taal hulle praat, wat se klere hulle het, jy's lief vir God se mense. Vir alle mense. As jy daai gedeelte gaan lees waar Petrus vir Jesus sê, hy sien hierdie visioen met hierdie tent en hierdie al die goed binne in, hy eerder sê, ek kan nie, dis onrein. Ek kan nie. Nou sê hy, wat ek rein maak. En dan besef hy die oordeel en vooroordeel in sy hart. Tweede ding van 'n nuwe hart. 'n Nuwe hart gehoorsaam. Hy het lief, maar hy gehoorsaam. In Deuteronomium 10 vers 12 staan daar, en nou Israel, die Here jou God vra dat jy hom moet eer, sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en hom moet dien met jou hele hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en voorskrifte wat die Here jou God vandag vir jou gee. Onthou jy nog, toe jy gebore is, met die kliphart? Onthou jy nog hoe die wurms in daai hart kom ingaan het, en jou probeer keer het, probeer motiveer het, probeer aanmoedig het, en sê, moenie vir jou pa en jou ma luister nie, moenie vir die onderwysers luister nie, moenie, jy gaan baie populêr wees, as jy stout is. Onthou julle dit? En dan kom God, deur sy seun en sit 'n nuwe hart binne in jou, een wat luister, een wat onderskei, een wat sê, ek wil die dinge doen, wat God bly maak, ek wil gehoorsaam wees aan hom. Lief hê, gehoorsaam wees. Derde een, verlang na God. Verlang na God. Psalm 84 vers 2, wat so mooi is, wat praat van hierdie vleishart. Hy sê, hoe lief het ek die woning, Here. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Baie mense sê, ek het geen behoefte om kerk toe te kom nie.
Baie mense sê, ag, ek lees sommer by myself en ek bid sommer by myself. 'n Nuwe hart verlang na gemeenskap met God en mense by mekaar. Stel jou voor, jou heel eerste girlfriend of boyfriend. Stel jou voor, hierdie een sê, ek is mal oor jou. Ek is so opgewonde as ek jou sien. Jy maak my net so dankbaar. Maar, kom ons stel huisreëls op. Ek gaan nooit vir jou 'n brief skryf nie. Ek gaan nooit moeite doen om jou te skakel of te SMS of te WhatsApp of te whatever ook al nie. Ek sit nie pauses by jou by die speelgrond nie. Ek is regtig mal oor jou, maar ek wil nie graag saam met jou wees nie. Dit is nogal redelik inkonsekwent, né? Gevolglike teorie werk mos net nie so nie. Wanneer jy mekaar lief is vir mekaar en verlief is op mekaar, kan jy nie wag om by mekaar te wees nie. Jy wil praat met mekaar, jy verlang mekaar. Jy kan amper nie ophou aan mekaar. Hallo, hoe gaan dit? Hallo, hoe gaan dit? Weer ek, ekskuus, hallo, nag, lekker slaap. Slaap jy al? Nee, lekker slaap. Onthou julle dit nog? Nee, julle het vergeet. Julle onthou dit, ek weet. Maar net so, 'n hart wat nuut gemaak is deur Jesus, verlang na hom. Vierde ene, 'n nuwe hart sê, ek is jammer oor dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek is jammer as ek jou seer gemaak het. 'n Nuwe hart sal altyd jammer sê. Hoor wat ek vir julle sê. 'n Nuwe hart sê jammer. Psalm 51 vers 18 sê, dis mos nou hierdie stuk waar Dawid sy sonde teenoor Batsheba bely en dan sê, 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring, 'n brandoffer wil u nie hê nie, die offer wat u vra is verootmoediging. Die offer wat u vra is om jammer te sê. U sal 'n hart vol jammerte nie gering ag nie. Het jy al agtergekom, wat is die verskil tussen 'n vleishart en 'n kliphart? 'n Kliphart voel vere. 'n Kliphart sê nooit ekskuus nie. 'n Kliphart vra nie jammer nie. 'n Kliphart bied nooit verskoning aan nie. Iemand het by geleentheid in 'n kerk se kollektebordjie 'n notaatjie gekry met 'n R20 noot aan. En die persoon het geskrywe en gesê, ek is jammer oor die lekkers wat ek 30 jaar gelede gesteel het. Die eienaar is dood, ek het intussen my hart vir die Here gegee, maar ek kan nie met dit saamlewe nie. Hier's die geld van die lekkers, ek is jammer. Hoor julle die verskil tussen die laaste eienskap is 'n nuwe hart is sag. 'n Nuwe hart tree net so anders op. 'n Nuwe hart doen dinge net heeltemal anders. Het jy al jou toon teen 'n klip gestamp? Daai wat die voorste vel af is en net die flou word en wat die naal so uitstaan. En dit is verskriklik seer en dis pyn en dis bloed en dis reaksie en ensovoorts. Wat doen die klip nadat jy jou toon verpletter en vermorsel het teen hom? Niks. Hy voel nie sleg nie. Hy lê net daar. Dit pla hom nie in die minste nie, of jy nou al 5 tone afgestamp het, of net 1. En of dit bloei en of dit nie bloei nie, die klip voel 'n veer vir jou. Want hy's 'n klip.
Niks raak hom nie, jou toon pla hom nie, hy voel nie jammer daaroor nie, want hy is 'n klip. En mense met klipharte is net so. Hulle kyk die nuus. Hulle is glad nie ontsteld oor wat hulle sien nie. Hulle ry verby straatkinders. Pla hulle nie in die minste nie. Hulle ry verby ongelukstonele. En sê hulle is 'n taxi. Iemand klop en vra vir werk of 'n stukkie brood. En dan reageer hulle soos, jy beter vinnig hier uitkom of ek maak die honde los. Hulle lag oor pandemies. Jesus spesialiseer om harte nuut te maak. Hy gee vleisharte nuwe waarde. Maak dat vleisharte seer kry. Maak dat vleisharte hartseer is. Maak dat vleisharte bekommerd is oor kinders wat honger gaan slaap. Maak dat vleisharte ontsteld is oor mense wat vir ewig doodgaan. Ek wil jou vra, hoe lyk jou hart vanoggend? Hoe lyk jou huis se hart? Hoe lyk jou kinders se hart? Is dit 'n hart van klip? Of is dit 'n hart van vleis? Ek lees hierdie mooi storie van 'n vrou wat in 'n krisistyd in haar lewe was. En niemand weet daarvan nie, en niemand gee om nie. En sy kry swaar en sy kan amper nie vir haar huis sorg nie. Sy's 'n enkelouer met 'n kind. En dan kom die kind en kom vra, ek het R5 nodig vir die skool, of seker dan nou R10 of R50, ons werk mens dan nie meer in R5 nie. En as sy so ontsteld, want sy het dit nie, maar sy vat die laaste een en sy gee dit vir die kind, sodat hy tog nog net vir hom iets by die skool kan gaan koop. En dan kom hy terug. En dan gee hy vir sy ma 'n geskenk. En sy ma sê, het jy nie vir jou iets gaan koop? Hy sê, nee, ek het gesien, mamma is vanoggend ontstel. En toe besluit ek om vir mamma iets te koop. Die land waarin ons woon, is die eerste land in die hele wêreld wat 'n fisiese hartoortplanting deur Dr. Chris Barnard gedoen het. Die eerste land in die hele wêreld, die wêreld kyk na ons kan harte oorplant. Tragies genoeg is ons dalk die land in die wêreld wat 'n geestelike hartoortplanting die nodigste het. 'n Hart wat lief het, 'n hart wat gehoorsaam, 'n hart wat jammer sê, 'n hart wat sag is, 'n hart wat sê, hier is my lewe, Here. Harte wat eerlik is, medemenslikheid bewys, verantwoordelikheid neem, selfbeheersing beoefen. Het jy al 'n nuwe hart gekry? Maak nie saak hoe oud jy is nie. Het jy al 'n nuwe hart gekry? Jesus spesialiseer om vir kindertjies, vir groot mense, vir ou mense nuwe harte te gee. Daarom sê hy, ek het gekom sodat ek vrylating
vir gevangenes kan aanbied. Ek het gekom sodat blindes weer kan sien. Ek het gekom sodat onderdruktes bevry kan word. Ek het gekom sodat daar genade aangekondig kan word. Hoe lyk jou hart? Psalm 39 stop en dan sê Dawid en sê, deurgrond my, o God. Deurgrond my, Here, wys my hoe lyk my hart. Nie soos wat ek wil hê mense moet dit sien of soos wat ek dit voorhou nie. Wys my, is daar wurms in my hart? Is my hart vrot binne-in? Is die vrug van my lewe vrot? Dan kom ek vanoggend en ek wil hê kom ons maak ons oë toe. Terwyl jy baie beslis weet, hoe lyk jou hart? Het jy 'n hart van klip wat ongevoelig, ongenaakbaar in hierdie lewe optree? Deur sonde op sonde te doen, toe te laat, vreugde te vind in die verkeer? Of het jy 'n hart wat nuut gemaak is, wat eerlik is, wat medemenslikheid bewys, wat verantwoordelikheid neem, wat selfbeheersing toepas, wat lief hê, wat jammer sê? Here Jesus, net U kan ons hart kom nuut maak. Net U kan U woord sê, al was jou sonde skarlakenrooi, dit sal wit word soos wol. Al het ons tot hierdie oomblik toe net verkeerd gedoen en verkeerd getroetel en ons besef ons is op 'n verlore pad, dan kom U en sê, in Jesus Christus is daar vergifnis, is daar 'n nuwe lewe en is daar 'n lewe tot in ewigheid. Dankie dat U die weg, die waarheid, die lewe is. Dankie dat U die spesialis is wat ons geestelike harte, die enigste een wat dit kan verander en vernuwe. U sê 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee ek jou. Heilige Gees, nadat Jesus ons gereinig het en gewas het en skoon gemaak het, kom in ons lewens in. Kom vul ons lewens met U teenwoordigheid. En help ons dat die eienskappe net so sigbaar sal wees. In Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.